Goeiemôre, ek groet u op hierdie mooi Woensdagoggend. Ons is besig om te gesels oor goeie en swak verhoudinge. En ek wil graag 'n paar kortpunte noem hoe ek self kan bydra om verhoudinge in my lewe te versterk. In die eerste plek, onthou altyd, daar sal soms stryd wees, maar voordat ek iemand op sy plek sit, sit jouself eers net bietjie in sy plek. U sien, ons stryd is nie teen mekaar nie, maar teen Satan en teen bose magte in die lig. Dit is hierdie magte wat ons verhoudinge met mekaar vertroebel en spanning bring. Voordat ons te haastig praat, kom ons luister eers bietjie na mekaar. Dan kom ons agter, maar eintlik veg ons in dieselfde hoek van die kruit. Dit is die vyand wat ons teenoor mekaar wil opstel, sodat daar verbittering en onvergewensgesindheid kan kom, want dit verbreek die mooi verhouding waarvoor die Here aan die kruis gesterf het. Die sleutel bly steeds Matteus 7 vers 12. Net dit wat ek graag aan myself gedoen wil hê, dit doen ek ook aan ander. Ek wil nie iemand moet van my kwaad spreek nie. Daarom spreek ek ook nie van ander kwaad nie. Ek wil nie iemand moet in verbittering teenoor my leef nie. Daarom leef ek ook nie in verbittering teen ander nie. Ek wil graag hê ander moet my lief hê. Daarom gee ek liefde. Op hierdie wyse kan ek tot 'n groot mate my verhouding en gesindheid van ander mense beïnvloed. Jy weet, soort verwek soort. As jy liefde saai, sal jy verbaas wees dat ander mense om jou ook begin om liefde te saai en sal jy ook liefde ontvang. In die tweede plek, 'n kind van God is nie reaksionêr nie. Dit beteken ons kom nie in reaksie op enige iemand anders wat net enige iets sê nie. Ons lees in Spreuke 27 vers 17, yster slyp yster en so slyp die een mens die ander. Jy weet, deur soms te verloor, wen ons. Deur soms bereid te wees om die minste te wees, verloor jy liewer die argument en wen 'n vriend. Ek onthou dat 'n pastoor 1 jaar 'n boodskap gebring het hieroor en gesê het, dat as iemand met jou sou in argument wees en hy spieg op jou, dan het hy jou nie kwaad gemaak nie, hy het jou nat gemaak. Jy moet besluit hoe gaan ek reageer, of ek gaan kwaad word, en hoe ek dit gaan hanteer. En as reaksie beteken dat iemand anders sy optrede my optrede bepaal, dan het ek sy slaaf geword. 'n Kind van God, wat besig is om goeie verhoudinge te bevorder, sy optrede word nie deur ander mense bepaal nie, maar deur Christus se voorbeeld. Hy het nooit gereageer nie. Hulle het hom in die gesig geklap, hy het die ander wang gedraai. Hulle het hom beskuldig, maar hy het sy mond nie oopgemaak nie. Net so sê die Here, moenie julle wreek nie, want my kom die wraak toe, sê die Here. Ons reageer nie. Ons ag gee, dit beteken ons tree op en neem die inisiatief alleen op grond van God se woord. 'n Sagte antwoord keer die grimmigheid af. Here, mag U vir ons groot genade gee, dat ons sal besef dat elke mens het 'n reg en het 'n posisie en het 'n siening, wat ons in ag moet neem, dat ons mooi sal luister, wat is in ander se harte, voordat ons reageer, en dat ons nooit slawe sal word van ander mense se woorde en dade en optrede nie, maar dat ons sal leef vanuit ons identiteit wat ons in Christus het en vanuit die waarheid wat ons in ons harte het, want ons glo die waarheid maak ons vry. My gebed is, Here, dat in hierdie ernstige tye waarin ons leef, huwelike se verhoudinge sal herstel, gebroke verhoudinge tussen families en ander mense heel gemaak sal word deur U liefde wat 'n menigte sondes bedek.
in Jesus mooi naam. Amen.